Hallo en welkom by nog 'n episode van Farm Talk. Ek kuier net buite Markwart en ons gesels bietjie met Borderland Angus. Hulle hou een van die dae veiling. Ons gaan 'n bietjie uitvind wie hulle is, waar hulle vandaan kom en dan gaan Isabel vir my sê presies waar die rede vir die stoet te begin in hierdie wêreld en wat is hulle planne vorentoe. Isabel, hoe gaan dit? Goed met jou, Tinus. Ja, baie goed, dankie. Kom ons begin. Waar die behoefte gekom om Angus te stoet? Ek is geleentheid gegee deur my pa om my erfborsie op te bou. Okay. En ons het met 26 McQuatling, dragtige McQuatling verse begin en van daar af het ons opgebou tot waar ons is vandag. Ons is nog klein en ons poog nog om te stoet, maar ek dink die kwaliteit kom deur. Ja. Julle het met verse begin, nie bulle wat julle besluit het ons gaan nie bulle inkoop of bulle deel of bulle gebruik of KI mee. Wat is dit wat vir jou belangrik was toe julle hulle gekies het? Die fisiese dier en die syfers moet by mekaar pas. En dan van daar af, dan hang dit ook af by wat se vroulike dier moet kom. Ons kan nie net enige dier of enige bulb, enige vroulike dier gebruik nie. Ons wil sekere teelbeleide deurbring en dan moet die goed by mekaar pas. Okay. Die teelbeleid is altyd my iets interessant. Dit is altyd my lekker om te hoor hoe mense hulle teelbeleid volg. Wat is julle teelbeleid binne in jou stoet? Ons wil gebalanseerde diere hê. Ek dink dis die belangrikste. Daar's nie 'n ding soos 'n perfekte dier nie, maar daar moet 'n balans wees. 'n Balans tussen groei en daar moet 'n balans wees tussen kalwingsmaak. Dit kan nie te swaar wees nie, dit kan ook nie te veel groei wees nie. En dan bou ons maar van daar af. As ons kyk na gemiddelde dier, praat jy dan dwars deur ook van syfers, ook jy soek nie daai uitskieters nie, jy soek 'n dier wat jou op 'n van die dag wat jy weet, ek gaan, hoe kan hulle sê, pre-potency, jy weet wat jy gaan kry as jy met hulle vorentoe gaan. Ja, ons hou van medium raamdiere. Ons hou van gebalanseerde medium raamdiere wat in ons omgewing gaan pas. Markwart is 'n baie diverse omgewing, so dit moet geharde diere wees. Dit kan nie net diere wees wat uit mekaar uitval nie. Maar ons soek speengewigte, want dit is waar ons geld lê. Of die kommersiële ou. Dit is waar die kommersiële ou se geld lê. So ja, dit is maar iets van alles dink ek. Ek is maar, en ek weet, soos ek is al my stem, maar 'n goeie bol kom uit 'n goeie koei uit. Die diere wat hier agter ons staan, hoe lyk hulle moederlyne? Is daar iets waarmee mense 'n bietjie kan bereik? Spesifiek in hierdie groep is hier 2 moederlyne waarvan ons baie hou. Is die McQuatling Dianas en McQuatling Dakisas. Die Diana lyn kom oorspronklik uit swart Angus uit wat rooi geteel het. En dit maak hierdie lyn besonder want die beter genetika lê in swart. So ons probeer uit swart uit goeie rooi bulle teel en dit is wat ons hier reg gekry het. Die Dianas is ongelooflik vrugbaar met besonderse TKP's. 356, kom ons sê average. En dan die ander besonderse lyn is die McQuatling Dakisas. Dis 'n besonderse swart lyn wat baie goeie genetika het. As ons hierdie bulle hier agter opkom, julle doen 'n fase D. Hierso om te kyk presies wat julle kry en so aan julle bly half bietjie weg van die fase C af. Yes. Is dit deel van julle beleid op die paas? Jy weet ons wil 'n bietjie mooier kyk na die remens, ons wil bietjie seker maak dat die diere wat ons wel voer gee dat hulle weer kan terug aan veld toe. Okay, ons begin as ons speen, dan sny ons klaar. As hulle nie goeie speenkalvers gaan wees nie, gaan hulle goeie bulle wees nie. So daar begin ons die eerste lyn van seleksie. Dan moet die bulle 'n fase D deurkom. Hulle moet op syfers deurkom, hulle moet op looks deurkom. En as die kombinasie nie pas nie, dan sny ons uit. Dan moet ons verkoop nou bulle op 3 jaar op hierdie stadium, want ons wil hê dit moet beproefde bulle wees. Hulle moet deur 'n seisoen kan gaan en hulle kondisie hou en dan sny ons weer. So daar's herhaaldelike prosesse van seleksie tot om by die eindproduk te kom. So ons probeer om 'n goeie kwaliteit eindproduk te kry. So amper dat ek nie self sou gebruik en sal ek aan jou verkoop nie. Presies. Dit is eintlik op die einde van die dag weer neerkom. Ja. Okay, hoeveel van hierdie beproefde bulle is hier op hierdie jaar op julle veiling? Huidiglik het ons 7 op hierdie veiling en dis al klaar 3 meer as die vorige jaar. So stuk vir stuk word aan my verkoop eerder 5 goeie bulle op en ek vind as die 10 swak is. Ja. Is dit nie waar nie? Nee, dit is presies dit. Maar ek sê baie dankie vir jou tyd. Dit is baie lekker om met hierdie gemaklike stoel in die veld te sit. Ek dink ek gaan maar hierdie inpak vir my. Maar ja, ek praat weer met jou. Dankie Tinus. Okay, kyk uit vir hierdie klomp. Ek dink as 'n mens so pas en so liefde het en 'n ding so reg doen. En soos ek sê, as jy by jou eie reëls hou, gaan jy gewoonlik op 'n goeie plek eindig. Tot 'n volgende keer. Totsiens.